Jy is baie welkom by vandag se erediens. Ons het weer eens die voorreg om as gelowiges rondom die woord van die Here te vergader in sy teenwoordigheid. Maak nie saak dat ons in verskillende huise is nie, maar deur die Gees van die Here is ons een. En weet ons dat die Here ook vandag vir ons op hierdie wyse wil voed deur sy woord en sterk, sodat ons ook as sy kinders steeds in hierdie wêreld kan leef. Daarom is dit my groot voorreg om vandag vir jou te groet in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, wat vir ons elkeen genade, vrede en vreugde in oorvloed skenk. Deel van die vreugde wat ons beleef as Christendom is dat ons lofliedere tot eer van die Here kan sing. Ek nooi jou uit om lekker hardop saam hierdie baie bekende loflied tot eer van die Here te sing. Ons is almal op die oomblik in vlak 4, grendeltyd. Dit beteken dat ons ingeperk is, so bietjie beweegruimte het. Maar die feit van die saak is, ons is nog steeds nie in 'n posisie om byvoorbeeld eredienste in 'n kerk by te woon nie. Maar dit beteken nie dat die kerk van die Here Jesus nie aan die werk is nie, en dat die kerk van die Here Jesus nie kan funksioneer nie. Ja, ons is dalk ingeperk, maar ons is nie hulpeloos en ons is nie hopeloos. Ons weet dat waar ons is, die Here altyd met ons elkeen vormend besig is. Hy is besig om ons elkeen te verbeter, vir ons toe te rus, sodat ons dan ook steeds kan wees wat hy wil hê dat ons moet wees. En daarom het ons die groot voorreg om vandag ook weer uit die Bybel te kan lees, en ek wil vir jou vra om asseblief hierdie 2 gedeeltes, een uit Lukas 24 en die ander uit Handelinge 1, met my saam te lees. Voordat ons saam lees, kom ons vra dat die Here ook vir ons sal seën rondom sy woord. Almagtige God en hemelse Vader, ons aanbid U as die lewende God, as die God wat vir ons elkeen sorg, as die God wat vir ons elkeen so lief is, dat U liefde ook sigbaar gemaak het in die eie Seun. En dankie Here Jesus vir wat U gedoen het, en gehoorsaam was tot deur die dood, ja, ook in die opstanding en die opvaar in die hemel. En waar U nou aan die regterhand van die Vader sit en heers oor hierdie skepping, dank ons U dat ons deel van die oorwinningsspan kan wees. Deel van U wenspan. Dankie vir wat U vir ons elkeen gedoen het. En dat U woord gehou het, naamlik dat U ook die Heilige Gees uitgestort het. En dankie Heilige Gees dat U in ons elkeen woon en werk, en ook vir ons moontlik maak om uit die Bybel uit te kan lees, daaruit meer te kan leer, al is dit ook baie bekende teks. Dankie dat U dit altyd vir ons nuut maak. Praat vandag met elkeen van ons asseblief. Ons bid dit in Jesus se naam van U. Amen. Die 2 gedeeltes wat ons met mekaar saam lees, is uit Lukas 24, daarvan af die 50ste vers. Jesus het aan sy disippels verskyn, en nou lei hy vir hulle uit, en daar lees ons in vers 50, daarna het hy hulle uit die stad uitgelei tot by Betanië. Daar het hy sy hande opgehef en hulle geseën.
Terwyl hy hulle seën, het hy van hulle af weggegaan en is in die hemel opgeneem. Hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem toe teruggegaan. Daar het hulle die hele tyd by die tempel gebly en God geprys. Ons lees ook uit Handelinge 1, maar ons lees vanaf die 12de vers, want onthou, donderdag het ons die voorreg gehad om die hemelvaart van Jesus te kan vier. Ja, inderdaad, 'n groot fees wat gevier is. En nou lees ons 'n bietjie verder. Hier is dalk nie die mees bekende gedeelte vir preke uit Handelinge nie, maar dis die woord van die Here, en daarom sal ons vandag ook weer hieruit kan leer, wanneer ons dan saam lees vanaf die 12de vers van Handelinge 1. Daarna het hulle, dis nou die disippels, nadat Jesus in die hemel opgevaar het hulle na Jerusalem toe teruggegaan van die berg af, soos wat ons in Lukas gelees het. Net terloops, ons weet dat Lukas Handelinge ook skryf. So aan die einde van sy een boek, is nou die begin van die tweede boek, het hy aan Theophilus gesê, ek skryf nou die tweede deel daarvan, oor wat Jesus gedoen het, en daarop gaan hy nou verder. Vers 12. Daarna het hulle na Jerusalem toe teruggegaan van die berg af. Dit is die Olyfberg, vlak by die stad, 'n sabbatsreis ver. Dit is nie baie ver nie. In die stad aangekom, is hulle na die bovertrek toe waar hulle gewoonlik vertoef het. En daar was Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matteus, Jakobus seun van Alfeus, Simon die fanatikus en Judas seun van Jakobus. Hulle het almal eensgesind volhard in die gebed, saam met 'n aantal vroue, onder wie Maria, die moeder van Jesus. Sy broers was ook by. In daardie tyd was daar 'n byeenkoms van sowat 120 gelowiges. Petrus het die leiding geneem en gesê, broers, die skrifwoord wat die Heilige Gees tevore by monde van Dawid oor Judas uitgespreek het, moes vervul word. Hy is as een van ons gereken en het ook gekies om aandeel in ons werk te hê. Maar hy het die gids geword vir die wat vir Jesus gevange geneem het. Met die geld wat Judas vir sy misdaad gekry het, het hy 'n stuk grond gekoop. Daar het hy vooroorgeval en oopgebars en al sy ingewande het uitgepeel. Dit het bekend geword onder al die inwoners van Jerusalem. Daarom word die plek in hulle taal Akeldama genoem. Dit beteken bloedgrond. In die boek van die Psalm staan daar, laat sy woonplek leeg word, laat niemand daarin woon nie, en laat 'n ander sy ampt oorneem. Daar moet dus nog getuie van Jesus se opstanding by ons gevoeg word. Dit moet een van die manne wees wat saam met ons rondgegaan het, die hele tyd, toe die Here Jesus in die openbaar opgetree het. Vandat hy deur Johannes gedoop is, totdat hy van ons af in die hemel opgeneem is. Hulle stel toe twee voor, Josef, wat ook Barsabas of Justus genoem word, en Matthias. En die gelowiges het gebid, Here, U wat die harte van almal ken, wys die een aan, wat U uit hierdie twee verkies het, om as apostel te dien in die plek wat Judas leeggelaat het, toe hy gegaan het na waar hy hoort. Hulle het geloot, en die loting het vir Matthias aangewys. So is hy gekies as die 12de apostel. Hierdie is die woord van die Here, en jy sal baie gelukkig wees, as dit die handleiding van jou lewe is. Ons het verlede week by die eerste deel van Handelinge 1 stilgestaan. Onder andere aandag gegee aan die vraag wat die disippels aan Jesus gevra het om te vra, is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel gaan oprig? Jesus se antwoord het daarop neergekom dat die disippels hulle hele fokus moet verander, hulle hele denkwyse, hulle denkpatroon, want die koninkryk van God is groter as die koninkryk van Israel. Die koninkryk van God is groter as enige ander koninkryk. En daarom moet hulle iets begin leer daarvan, verstaan van wat die koninkryk van God is. Ons het ook verlede week met mekaar kon deel dat die koninkryk van God nie 'n statiese, kant-en-klaar afgehandelde toestand en situasie is nie, maar 'n gebeure, 'n dinamiese gebeure, waarin God se krag in hierdie wêreld deurbreek. En wanneer God aan die werk is, dan moet mense aanpas. Onthou, mense het die voorreg om deel van God se koninkryk te wees, en deel van sy plan te wees, maar hulle moet aanpas, hulle moet besluite neem.
Hulle moet inval by God. Ons moet, as dit ware by wyse van Spreuke, op sy golflengte kom. Ons moet hoor wat hy sê om te doen, wat hy wil hê dat ons moet doen. Met hemelvaart het ons mekaar daaraan herinner dat Jesus se werk afgehandel is, maar dat sy werk voortgaan. Met ander woorde, dit wat Jesus gedoen het, gaan geen mens ooit weer doen nie, maar Jesus het sy werk aan mense oorgedra. En onder leiding van die Heilige Gees word dit nou al vir 2000 jaar, word dit dan uitgevoer. En wanneer ons dan vanmôre hierdie gedeelte het, wat ons nou vir mekaar saam gelees het, dan is daar 5 belangrike punte. 5 belangrike punte waarna ons moet kyk. Wanneer ons ook verder kyk om vir mekaar te vra, maar waaroor gaan dit in die Koninkryk van God? Wat is kenmerke? Wat is beginsels in die Koninkryk van God? En kom ons begin sommer met die eerste ene. Ons het gelees dat die disippels, nadat hulle van Jesus afskeid geneem het, en onthou in Johannes 14 het Jesus vir hulle gesê, julle moenie ontsteld wees dat ek weggaan nie, want afskeid is baie keer maar 'n treurige affære, en daar's hartseer, en daar's trane. Maar nou wanneer die disippels van Jesus afskeid neem, gaan hulle terug na Jerusalem toe, en dis baie belangrik dan, die eerste, daar is blydskap. Hulle gaan met blydskap terug. Blydskap, vreugde, is iets wat 'n mens eintlik net in die Here kry, wanneer jy blywende vreugde en blydskap soek. Filippense 4 vertel ons ook mos dan daarvan. En dis iets wat nou gebeur met die disippels, is dat hulle alreeds die krag van die opstanding van Jesus begin beleef. Hulle het dit aanvanklik nie verstaan nie, maar iets is besig om te gebeur. Want, hoewel Jesus weg is hulle bly, want hulle weet dat die Heilige Gees uitgestort gaan word. Hulle weet dat hulle vir Jesus op sy woord kan neem. Hy het mos vir hulle gesê. En daarom kan hulle teruggaan na Jerusalem toe. Jesus is in die hemel, hulle is by mekaar, maar daar's blydskap. Blydskap omdat hulle nou iets begin besef van die oorwinning wat Christus bewerk het. Van die wenspan waarvan ek en jy en hulle dan ook deel was. Daarom moet ons weer vandag vir mekaar sê, die wêreld is daarop ingestel, sonde, ja sommer die ou duiwel ook, sal alles in sy vermoë probeer om jou en my vreugde te steel, om ons blydskap weg te neem. Maar ons moet hom nie toelaat om dit te doen. Ons moet nie die wêreld toelaat, ons moet nie dat omstandighede dit toelaat, dat ons vreugde gesteel word nie, want deel van die vrug van die Gees, Galasiërs 5 vers 22 is liefde, vrede, vreugde, vriendelikheid. Ja, kom noem sommer net almal ook op. Geduld, getrouheid, goedhartigheid, nederigheid en selfbeheersing. Kyk weer na die eerste 4, liefde, vrede, vreugde, vriendelikheid, glimlag, dat 'n mens kan bly wees in hierdie wêreld, ook in hierdie tyd. Vind jou vreugde in die Here, nie in jou omstandighede nie. En verander jou omstandighede as gevolg van jou blydskap oor die inherente vreugde en blydskap wat ons in die Here vind. Dis hoe die Koninkryk van God werk. Die Koninkryk van God reageer op die wêreld, maar nie volgens die wêreld se spelreëls nie. Nie volgens wat die wêreld bepaal nie, maar wat hier binne in ons is, wat die Heilige Gees deur ons werk. Blydskap. Blydskap. Die tweede is van hierdie belangrike sake wat aangeraak word oor die Koninkryk van God, is dat ons in Handelinge lees dat die disippels eers, dis 11 van hulle wat by mekaar is, en dan is 'n paar vroue daarby, en ons weet dat Jesus se moeder daarby was, ons weet dat Jesus se broers daarby is, ons weet mos dat Jesus broers gehad het. Ek het ook eendag gehoor dat iemand gesê het, ja, Jesus het soveel tyd in die woestyn spandeer, maar dit was nie vir hom te moeilik, want hy was maar 'n enkel kind, hy was 'n alleen kind, en wat, nee, dis nie waar nie. Jesus het 4 broers gehad. Ons lees daarvan in Markus 6. 2 van sy broers, Jakobus en Judas, 2 van sy broers, Jakobus en Judas, skryf briewe in die Nuwe Testament. Julle het geweet, né? Dat 2 van die geskrifte wat ons in die Nuwe Testament het, by die pen van Jesus se broers voortvloei. En as hulle dan nou almal by mekaar is, moet ons nie hierdie voor die hand liggende en opvallende werklikheid mis nie. En dit is dat hulle as 'n groep by mekaar is. Ek weet dat ons vandag nie met mekaar nader, ons moet nou afstand, sosiale afstand moet ons nou handhaaf. En dis 'n goeie ding. En ons moet 'n masker dra. En dan lyk ons situasie baie keer so dat ons almal omtrent so amper 2 meter uit mekaar die hele tyd moet wees. Maar die groot waarheid van die Koninkryk van God is dat God van mense gebruik maak ook in groepe. Met ander woorde, die Koninkryk van God is nie 'n klomp eilande van mense wat hulle eie ding doen nie. Mense wat elkeen in sy hoekie. Kan julle onthou die lied wat ons gesing het? Laat ons skyn vir Jesus met 'n helder glans. En dit was my nog altyd ontstellend geweest om daardie woorde te hoor. Jy in jou klein hoekie en ek in myn. Ja, dit is seker so dat ons in die hoekies moet skyn, maar as ons die lig by mekaar sit, dan skyn dit baie helderder.
En dis wat ons hierso dan ook vind. Die disippels is by mekaar, 11 van hulle. Vroue is by mekaar, baie, baie belangrik, dat dit ook hier beklemtoon word en dat ons dit raak sien. Want vroue het eintlik nie 'n plek in die kerk gehad, in die Ou Testamentiese kerk nie. Dink maar daaraan, die Sanhedrin het bestaan, die Joodse raad uit mans. Skrifgeleerdes, mans. Owerpriesters, mans. Familiehoofde, mans. En stadig maar seker het Jesus ook in sy bediening gewys op aarde, dat vroue mede-erfgename van die Koninkryk van God is. Ek wil dit herhaal. Jesus het gewys dat vroue mede-erfgename van die Koninkryk van God is. Daarom is hierdie groep by mekaar is, en hulle bid. Ons kom nou daarby, want dit is die volgende belangrike punt. Dan weet ons, dat wanneer 'n groep by mekaar is, dat God ook in 'n groep werk. 'n groot waarheid is dat God, ja natuurlik kan hy op baie verskillende maniere werk. Maar een van die maniere waarop hy graag werk, en die metafore, die beelde wat ons in die Nuwe Testament kry, is die onder andere van 'n liggaam wat uit verskillende liggaamsdele bestaan. Maar hulle almal werk saam, hulle almal funksioneer saam. En dat God eintlik deur sy Heilige Gees vir ons dan, sou ons kon sê, kollektief lei, in 'n groep saam lei. Daarom is dit belangrik dat ons hoor wat ander gelowiges sê. Daarom is dit nodig dat ons saam voor die Here kom staan en kom vra wat die wil van die Here is. En as die Here deur verskillende mense werk, wat verskillend is, dan is hier 'n ander belangrike, en dis die derde punt vandag, wat ons moet beklemtoon, en dit is om te sê, hoewel hulle van mekaar verskil het, was hulle eensgesind. Kyk baie mooi, die Bybel sê nêrens hulle was eners nie. Dit beteken nie hulle is duplikate van mekaar nie. Almal hou nie van dieselfde sake nie. Almal is nie op dieselfde golflengte wat hulle eie voorkeure betref nie. Maar hulle is eensgesind. Dit is een van die grootste waarhede wat ons in die koninkryk moet snap. Wanneer ek deel is van die kerk van die Here Jesus, is dit deel van die kerk van die Here Jesus. Die kerk van die Here Jesus, nie my kerk nie. Nie jou kerk nie. Nie iemand se kerk nie. Die Here se kerk. Om eensgesind te wees beteken dat ek sekere dinge in my lewe, en sekere van my voorkeure, maar sal kan laat vaar, omdat ek daar kyk na die Here en na sy kerk. Dat ek 'n opoffering sal maak om dinge wat vir my dalk partykeer so na in die hart lê, en waaroor ek so sensitief is, en waarop ek dalk so graag sou wou aandring, ek dit maar kan laat vaar, om iemand anders in die kerk te kan sien. Die woorde van Leonard Sweet bly my altyd by, dat hy altyd vra, hoe lief is jy vir almal in die kerk? En dan sê ons almal, ons is baie lief vir mekaar. En dan vra hy weer, hoe lief is ons vir mekaar? Dan sê ons is baie lief vir mekaar. En dan die volgende vraag wat hy vra is, wat is jy bereid om op te gee? Wat is jy bereid om op te gee om hierdie ander persoon in die kerk te kan sien? Ek kan nie glo nie, maar klaar blyklik is dit nog steeds vandag net so 'n groot saak ten opsigte van musiek byvoorbeeld. Party wil net die orgel hê, party wil nie die orgel hê nie, party wil die band hê, party wil dit, party wil dat. Ons moet gaan ernstig kyk na wat Filippense 1 vers 9 en 10 vir ons sê. Waarin die gebed is vir 'n gemeente in Filippi, waarin 'n gebed is vir elkeen van ons bid dat julle liefde sal toeneem, in begrip, in fyn aanvoeling, so julle kan onderskei wat die dinge is waarop dit regtig neerkom. Om eensgesind te wees, beteken dat ek en jy die groter saak sal raak sien. Dat ek en jy sal besef dat ons deur die Gees van God gelei word, dat ons in hierdie wêreld deel van sy wenspan is, en saam met hom op pad is, eensgesind. Dit is een van die heel grootste waarhede wat ons in die Bybel kry. 'n Spreekwoord wat ons mos nou geërf het al vir baie jare, bekend in die Afrikaanse taal, eendrag maak mag en tweedrag breek krag. Divide and conquer is die Engelse spreekwoord wat ook by my opkom hier rondom. So die kerk van die Here Jesus aansla, ook van die bose ervaring beleef. As jy my nie glo nie, gaan lees Efesiërs 6. Om ons uiteindelik te verdeel. Maar nee, wanneer ons eensgesind is, ons is eensgesind om te kan voortgaan met die groot saak waaroor dit gaan. Daarom wil ek vir jou baie, baie mooi vra, dat ek en jy steeds die Here se leiding sal vra, dat ons sal kan onderskei wat dit is waarop dit regtig neerkom, om God se wil te soek en God se wil te doen. Die vierde punt, wat uit hierdie gedeelte voorkom, en dit is gebed. As jy baie mooi gaan kyk, dan sal jy sien dat hierdie gelowiges saam was en dat hulle gereeld gebid het en dat hulle baie gebid het. Dat hulle volhard het in gebed. Ons het nou die geleentheid om te kan bid. Baie te kan bid. Meer as gewoonlik dalk te kan bid. Sien jy, daar's 'n pluspunt in hierdie tyd. Dis ook hoekom die Here dalk vir ons afsonder, dat ons in gebed kan volhard.
Die 5de punt van die koninkryk van God, wat uit hierdie gedeelte duidelik uitstaan, is dat daar in God se koninkryk orde is. Kyk mooi hoe Petrus die leiding neem, en wanneer die gelowiges bymekaar is om te sê, ons was 12 disippels gewees, Judas Iskariot is nou nie meer nie, ons moet iemand in sy plek kry. En wanneer Petrus dan ook onder leiding van die Gees die leiding neem in hierdie groep en vir hierdie mense sê, ons moet iemand wat 'n oog en 'n oor getuie was, iemand wat gesien en gehoor het wat Jesus gedoen het, en daar is 'n tweetal, en dan uiteindelik wanneer hulle bid, en die Here se leiding vra dat hulle Lot en Matthias dan as die 12de disipel gekies word. God is 'n God van orde. Ek weet dat net hierna in die tweede hoofstuk, en dit sal ons volgende week as die Here wil met mekaar deel, wanneer die uitstorting van die Heilige Gees op Pinkster dan ook plaasvind, dat die elemente wat gebruik word is vuur en wind. Ek weet wind waar hy wil en vuur kan doen wat hy wil, maar uiteindelik is God ook die God van orde wat van mense gebruik maak, mense soos ek en jy, ordelik in sy kerk, om uiteindelik saam te kan besluit, saam te kan soek na die Here se wil, en dit dan ook te kan doen, dit te kan uitvoer. Daar wil ek afsluit sien, hierdie gedeelte is een van daardie gedeeltes wat vir ons sê, dit was nodig dat die 12de disipel ook gekies word. Want God is besig, by wyse van Spreuke, die tafel te dek vir wat hierna gebeur wanneer die Heilige Gees uitgestort word. God is besig om die fondasie van sy kerk te lê stewig, want daar gaan baie aanslae wees. By wyse van 'n beeld wat ons in die atletiek sou kry, kan ons hierso sê, die kerk van die Here Jesus is in die wegspringblokke. Die skoot het nog nie geklap nie. Die Heilige Gees is nog nie uitgestort nie, maar dit kom. Na hemelvaart kom die uitstorting van die Heilige Gees. En van daar af het die dinge gebeur. Daarom kan ons dan ook weet dat ons vandag deel van die koninkryk van God is. En dat hierdie 5 kenmerke, belangrike punte, ook steeds deel van jou en my geestelike lewe is. Want ons kan bly wees, ons vind ons blydskap in die Here. Ons is deel van 'n geheel, ek hoef nie alles alleenig te doen nie. Dank die Here vir ander mense met ander gawes. Ek kan my deel doen en eintlik baie keer oorgee en hulle daarmee vertrou. Want ons is eensgesind, ons is gerig op die Here se kerk, nie op my eie kerk nie. Ons het die voorreg om saam te kan bid en steeds te kan vra vir die Here se uitkoms, dat sy wil in hierdie wêreld geskied. En die 5de is, dat ons weet as ons deel van 'n orde is, deel van 'n bepaalde prosedure. Ja, God loop voor en ons kan hom volg, en hy is nog steeds besig in hierdie wêreld om sy verlossingsplan te ontvou. Hy is nog steeds besig om vir jou en vir my te gebruik, om sy liefdesaanbod aan die wêreld te maak. Hy is nog steeds besig om vir jou en my te gebruik, om sy liefde in hierdie wêreld sigbaar te maak. Wat 'n heerlike voorreg. Kom ons sê vir die Here dankie daarvoor in gebed, wanneer ons dan ook in blydskap aan hom al die eer gee. Kom bid saam met my asseblief. Dankie Here, dat ons deel van u koninkryk, deel van u kerk op aarde kan wees. Dankie dat elkeen van ons weet dat ons gawes van u gekry het. Lei vir ons, gebruik vir ons asseblief, ook in hierdie tyd. Maar in elke tyd, om te doen wat u wil hê dat ons moet doen. Sodat ons in ons geloof kan groei, en ook kan weet ons doen wat u, ons hemelse Vader, aan ons opdra, aan ons toe vertrou het, omdat u vir ons waardig ag om ook deel van u kerk, deel van die span op aarde te wees. Word verheerlik deur wat met ons elkeen dan ook gebeur. Dankie dat ons ook kan vra vir u leiding by ons kerkraadsvergadering môre aand, en elke projek waarby die gemeente betrokke is, want ons glo ons ook onder leiding van u Gees by betrokke geraak het. Seën dit asseblief. Ons vra dit in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing 'n slotlied as antwoord op die Here se woord. Ons ontvang u seën.
is met u Heilige Gees gedroom. U wat terug en bly, staan ons altyd by. U versterk ons gees met u ons hoop. Voordat ek die erediens afsluit, net weer 'n afkondiging of 2, 3. Ons is nog steeds in die groot bevoorregte posisie om betrokke te kan wees by die verspreiding van maskers. Meer as 3000 van hulle het nou al die wêreld ingegaan en daarom baie dankie aan elkeen van julle wat hierby betrokke is. Van mense kant af praat hulle van die Mask Angels. Nou daar's 'n ander engel wat ook betrokke geraak het en onder andere 'n klomp plekmaatjies gemaak het vir Ria. Baie dankie daarvoor. In die gemeente het ons in plaas van ons kombersprojek hierdie jaar 'n blikkieskosprojek en dit word wonderlik ondersteun en baie dankie vir elkeen wat al geld inbetaal het en daar is baie kos wat dan ook so gekoop kan word en by Jan Hofmeyer vir mense gegee kan word. Ons waardeer dit regtig waar. En dan ook die voedingsprojekte by die skole, hoewel die skole nog nie oop is nie, weer eens daar's mense wat na die skole toe moet gaan want dis alwaar hulle kos kan kry. Dankie vir julle ondersteuning in hierdie tyd. Bid ook dat die Here vir jou sal lei, hoe hy en waar hy ook vir jou dan ook wil gebruik in sy koninkryk in hierdie tyd. Die kerk se besonderhede, die sal steeds ook in die volgende lied weer beskikbaar wees. En ons sal baie dankie sê ook vir elkeen se finansiële bydraes, sodat hierdie projekte ook steeds kan voortgaan. Aan die Here en aan hom alleen al die eer. Daarom weet dan dat die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die werking van die Heilige Gees met ons elkeen sal wees en bly tot ons Here en Koning ons eendag weer kom haal.